Goed, baie welkom by Jabo Eltekam bediening. Dankie vir elkeen wat vanmôre hier is. En eerste dankie aan ons Abba Vader dat hy vir ons gaan help om hierdie woord oop te maak. So Vader, ek kom en ek bid in die naam van Yeshua vir U en vra Vader dat hierdie woord sag sal deurgaan, Vader. Vader, dat U in beheer sal wees en dat Heilige Gees die onderpand sal wees, Vader. Wat my lei deur alle krag en waarheid deur U Gees. Heilige Gees, jy is so welkom vanmôre. Dankie vir jou groot liefde wat elkeen van ons toevou, Vader. Vader, dankie dat U ons eerste lief gehad het en dat jou liefde oneindig groot is. Vader, U is Gees en soos U vir my gewys het, in Gees vou U ons toe. So ons is toegevou soos 'n mot binne in daai kokonnetjie in. En Vader, oor ons in Yeshua in gedoop is. Vader, is ons geseël met sy bloed. Vader, ek loof en ek prys U vir die groot autoriteit wat U ons gegee het met die sleutel wie Yeshua is. Vader, aan U kom al die lof en die eer, Vader. Mag U deur hierdie woord vereer en verheerlik word, Vader. Dankie, Vader, dat die voetstappe by elkeen sal gaan stil staan van Heilige Gees en dat die openbaarmakende Gees nou deur almal sal beweeg en dat soos wat hy beweeg, dat hulle die wysheid, die kennis en die helderheid van verstand sal opdoen om te kan verstaan. In Jesus naam. Amen. Ons het altyd, dan bid ons, en ek het altyd so gebid, Vader, ek bid 'n dubbele laar van engele om ons en dan pleit ek die bloed oor ons. En toe ek mooi gaan kyk, toe is dit nie skriftuurlik nie. En ek wil hê julle moet vanoggend aan 'n beskuitjie dink. Toe julle groot gedoop is julle eintlik deur week gedoop met die bloed van Yeshua. En het jy meer autoriteit as wat jy dink, denkbaar jy het. En daarom sê die Engels dit so mooi, the blood of Jesus Christ is against you. Met ander woorde, oor jy die bloed dra, so jy as Christen, as wedergebore, ware Christen, dra fisies die bloed. Dan kan jy spreek, the blood of Jesus Christ is against you, Satan. So daar's nêrens in die woord wat ons kry, en Michael kan vir ons begin Google, waar dit staan, ons moet die bloed pleit oor alles nie. Ons moet vanoggend beheer vat oor dit wat die woord sê. So ek het dit altyd vasgeglo, want in Pinkster sal julle sien dat ek dit neergepen het, ons almal so gedink het is so, maar Vader gee vir ons vanoggend 'n eye-opener. En my skrif kom vanoggend uit Romeine uit. Die wat wil opkyk, kan rustig opkyk. Romeine 6 vers 3, maar ek wil vers 2 ook lees. Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Nou dis groot, as jy die sonde afgesterf het, hoe kan jy nog daarin leef? Heilige Gees moet jou waarsku om nie sonde te doen nie. En hy moet jou aanspreek. In die besigheidswêreld maak dit baie keer vir ons as Christene moeilik, want sou jy in 'n plek werk, dan is jy ongelukkig onder daai reëls van daai plek, en is dit nie altyd maklik om te sê nee, ek is 'n Christen, ek kan nie dit of dat doen nie, dan is jou werk ingedrang. Maar jy kan vir Vader sê, Vader, vergewe my dat ek dit moet doen, maar dit word deur die werkstruktuur aan my verwag om dit te doen. Kyk, so dit het al baie met julle gebeur, glo ek, wat hierso sit.
Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die werklikheid van Vader, ons ook so in 'n nuwe wêreld kan wandel. Met ander woorde, jy leef in hierdie ou wêreld, maar dinge het vir jou nuut geword. Want jy is gedeurweek met al sy wonde, al sy vrees, al sy depressie wat hy gevat het van ons. En dit was volbring die beker. So jy's letterlik in daai beker van bloed ingedoop. So jy is beseël letterlik toe. En ek dink nie hulle het al ooit dit so vir julle verduidelik nie. Ons wil elke keer gaan en die bloed roep. Weet julle wanneer roep bloed? As iemand doodgemaak is, dan roep bloed, bloed. Maar Jesus is doodgemaak, maar hy leef. So die bloed wat ons ingeweek is, dis blood is alive. So Jesus se bloed dit maak dat ons meer lewe kan uitstraal as wat die normale mens daar buite kan wat nog in sonde is. So jy kyk letterlik deur dit wat Jesus deurgegaan het. So groot is dit. So wanneer jy vervul word met die Heilige Gees, seël die Heilige Gees jou af dat jy nooit die bloed kan verloor nie. Jy kan nooit die bloed verloor nie. So jy is in daai bloed ingedoop. Goed, so die bloed van Jesus om te pleit, kon ek toe nie in die Bybel kry nie. Is die pleit van die bloed van Jesus oor omstandighede, mense, huise, enige voorwerpe en self dorpe en stede 'n skriftuurlike leerstelling? Kon jy iewers kry waar die bloed gepleit word? Lees vir ons. Ons gaan wel stadiger gaan want ek wil hê ons moet hierdie verstaan. Wat hulle hierso sê is die pleit van die bloed van Jesus is 'n algemene Christelike praktyk wat gegrond is op die Bybelse leer dat Jesus se offer aan die kruis verlossing, beskerming en reiniging bring. Dit wys vir ons in 1 Petrus 1 vers 18 en 19 en Efesiërs 1 vers 7. Ek gaan gou 1 Petrus 1 vers 18 en 19 lees. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Jesus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. So jy word 'n lam sonder gebrek, nê? En jy's in daai bloed in. As jy begin die bloed van Jesus Christus oor ander mense pleit, dan maak jy jouself of jy goed is. Daai persoon dra die bloed. Jy kan net sê Satan, the blood of Jesus Christ is against you en hom bestraf. Wat het hy gedoen met die demone? Jesus Christus het hulle bestraf. So nou vat ons leerstellings, soos Michael ook daar geleer het, die algemene kerk vat die leerstelling. Nou die woord sê duidelik, jy mag nie 'n woord byvoeg of wegvat nie. Nou is dit nie skriftuurlik dat ons die bloed pleit nie, maar dat ons hom kan bestraf met die bloed. Dit kan ons doen. Want ons is in Christus en ons dra die seël van die bloed. So die seël is die wat ons die Shabbat doen, dan het jy outomaties die seël in jou voorhoed, so jy het 'n bloedstempel wat jy ronddra. Besef julle hoeveel autoriteit het julle? Dis hoekom as hulle net aan die some geraak het of aan die doeke geraak het van Petrus, dan het wat gebeur? Genesing. So groot was dit gewees, wanneer jy nou na jouself kyk, moet jy anders te kyk, jy's meer as net 'n oorwinnaar. Jy's baie meer. Wanneer dit by die korrekte Bybelse leerstellings kom, is dit wat die uiterste belang dat ons leerstellings vanuit sleg die skrif bekom. So ons moet teruggaan na die woord toe, as iemand vir jou sê, maar jy moet die bloed pleit, jy kan die bloed gebruik, deur te sê against you. Jy kan die bloed gebruik aan 'n deurpos, maar hulle het ook nie
die bloed van Jesus aan die deurpos gebruik nie. Hulle het 'n lam gebruik. Dis 'n groot verskil. So wat doen jy as jy by jou voordeur 'n tikwa soos hierdie hang, dan sê jy dit verteenwoordig die bloed van Christus. So jy kan nie gaan sê, hoorie, ek gaan 'n lam slag en nou gaan ek die bloed smeer nie. Alles gaan oor wat die woord sê, jy is in hom en deur hom gedoop, deurweek, soos daai beskuitjie. Hy's gedeurweek. Daar is baie onbybelse leerstelling wat van buite die Bybel in die kerk ingebring is en dit het in baie gevalle tot ernstige dwaalleerstellings aanleiding gegee, veral in die bevrydingswêreld. En daar was ek ook skuldig, ek moes gerepent het gisteraan. En dit was 'n stryd binne in my gewees, want ek was gewoond om die bloed te pleit. En toe besef ek maar, ek hoef net te spreek. En hy sal gaan. So dit maak 'n groot verskil wie jy nou is, jy kan letterlik spreek. Soos ouma Martie daar sit, kan sy spreek, ek spreek lewe, want die bloed in haar is lewe, dis die bloed van Yeshua, want haar DNA het verander. Sy het oorgekom in remembrance, die oomblik toe sy hom aangeneem het as haar verlosser en saligmaker, as haar verlosser, as haar God wat hemel en aarde gemaak het, as Heilige Gees om haar te lei in alle krag en waarheid. So met ander woorde, sy is nou toegevou basies met autoriteit. So sy kan spreek met autoriteit. Nou verstaan ons baie keer nie, as ons vir mense bid en ons begin die bloed te pleit, dan gebeur daar niks met die genesing nie. Ons met die bloed spreek van genesing. So dis 'n groot verskil as om ek kan nie oor my sussie Susan die bloed gaan pleit nie. Ek spreek haar en sê, jy het die bloed van Christus in jou. Staan op en vat jou bed en loop. Dit verander die hele situasie van genesing en bevryding op die stadium. So dis 'n dieper iets wat ek moet gaan regtig gaan kyk. Valse leerstellings bring nooit 'n persoon nader aan Jahwe nie, indien eerder as 'n barometer wat hom van ons in werklikheid van Jahwe af weg beweeg het. So met ander woorde, Vader kan nie teen sy woord nie. Nou bid ons teen die woord. Nou kan hy ons nie ons gebede verhoor nie. Sien julle hoe groot is hierdie vanoggend? So met ander woorde, ons gebede kan nie verhoor word as ons verkeerd bid, en dis nie skrif tuurlik nie. Ek het sommer vir Mike gevra, gaan vra vir oom Google. Nou nie eers dit wat hulle die woord verander het, kry jy waar die bloed gepleit is nie. Kyk, ek het gaan soek. Jy kry hom nêrens nie. Ek het gaan soek. Onthou, die mate waarin ons getrou aan korrekte Bybelse leerstelling vashou, tot daardie mate is ons naby aan God. So hierdie vers wat ek gelees het van Romeine 6 vanaf 2 tot 5 bring jou letterlik so nader aan God. So jy met hierdie skrif gaan mediteer en gaan sê, hoe is jy in Christus in? So met ander woorde, jy kry 'n nuwe naamtitel. So ek het 'n nuwe naamtitel om te sê, ek is in Christus in. Met ander woorde, elke knie sal buig, elke tong sal bely. So as jy werklik skoon leef, en as jy daar 'n probleem is, gaan bely dit volgens 1 Johannes 1 vers 9, want repentance bring jou nog nader aan die woord. Bring jou baie nader aan die woord, en dis die sleutel deur Yeshua aan ons meester Yeshua. Hy is ons meester, hy is die sleutel, hy maak daai deur oop wat met bloed bevlek is, daai knop, as hy vat, is daar spykers in sy hande gewees, dan maak hy hom met bloed vir jou oop, en jy stap in. Deur die doopbad in, en jy's deurweek. Ons kan nie aan die dwaalleerstellings vashou nie, net omrede dit goed klink nie. Dit klink so mooi as ek sê, ek pleit die bloed.
Maar dis nie skriftuurlik, is van geen waarde in God se oë nie, want dan het Yeshua verniet gesterf. En ek het dit nie geweet nie. So ek kan vanoggend eerlik sê, ek het 'n nuwe ontdekking hier gekry wat vir my 'n nuwe visie en 'n missie gee, om nog meer mense tot redding te kan bring wat in autoriteit en krag staan. En verwag dat ons naby Jahwe moet wees nie. Dit werk nie so nie. Hy sê as dit nie in die woord is nie, dan wil ons dit nie hê nie. So dit moet in die woord wees. Die gevaar van dwaalleerstellings is juis dat dit 'n persoon verkeerdelik onder die indruk plaas dat hy in Elohim se wil leef, juis wanneer dit nie in werklikheid die geval is nie. Daai persoon glo so aan die kerk se leerstellings dat hy het so begeerte om nader aan God te kom. En hy kan nie verstaan, hy bid en hy bid in die dak vas en niks gebeur nie, want hy het 'n dwaalleer geleer wat hy nie geweet het nie. So ek glo nie hierdie woord is vanoggend toevallig nie, want die skrif sê dit so mooi in 2 Timoteus 3:16 en 17. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus word. So jy kan genees, jy kan bevryding doen, jy kan siele red, jy kan mense doop, want jy het die hele pakket gekry. Jy het nie net 'n gedeelte gekry toe jy wedergebore het, jy het die hele pakket gekry. So nou kan jy vir jouself dink, jy kan loop en 'n woord spreek en dit kan gebeur. Om hierdie rede is dit uiters gevaarlik om ons gevoelens staat te maak, omrede ons gevoelens in baie gevalle misleidend kan wees. Slegs die Bybel moet as barometer vir ons leerstellings dien, niks anders nie. Met die bediening van hierdie diens sal slegs die skrifte wat Elohim se woord aan ons is as maatstaf dien, waarteen die leerstellings van die pleit van Jesus Christus se bloed gemeet sal word. So ons gaan nou kyk, is dit so, wat sê die Vader vir ons? Daar het ons reeds 2 Timoteus 3:16 en 17 gekry. Dankie Mike. Laat jou siel gevoed word deur God se woord. Dit is so mooi. Daai Bybel sê read me. Partykeer lees ons net boeke. Ek kan nie 'n boek lees as ek hom nie kom merk nie. Ek moet seker maak dis skriftuurlik. So toe kom dis 'n rede hoekom ek julle nou gewys het. Al die geel is hoe ek die boek lees, maar ek kom merk hom volgens die skrif. Want skrif gaan vir my hartkamers oopmaak. Wat stikkend lê, wat kan gesond word. So moenie dink pastore se hartkamers kan nie stikkend lê nie. Hulle moet in die woord bly om gesond te kan bly. Hierdie leerstellings kom nêrens in die Bybel voor nie. Hierdie leerstellings kom veral onder die Pinkster en charismatiese kerke voor. En van daar af het dit selfs na die Christene wat in ander denominasies is versprei. Die dominasies is versprei. Met ander woorde, jy kry klein groepies selgroepe en dan sê die persoon wat die sel lei en hy is so alwetend want hy doen al so lank die woord, maar hy het heeltemal nooit gegaan en die Bybel gaan sit en bestudeer volgens Heilige Gees se bril dit gedoen het. Ek sou nooit hierdie ontdek het nie, ek sou hierdie woord gelees het en dan sou ek nie verstaan het nie. Maar nou kon ek die woord hoor, sien en ek gaan lees hom. En dan wat doen ons? Dan shema ons, dan gaan doen ons hom. So jy kan nie die woord vir iemand vertel as jy dit nie self deur gegaan het nie.
Daar is mense wat letterlik die bloed van Jesus oor alles, vanaf 'n gebreekte motor, papwiel ensovoort pleit. Jy kan eerder sê, ek straf nou, against of the blood is against you Satan, want oor my wielpap is. Maar Vader gee vir my uitkoms. Nou leer jy om Vader te vra om vir jou uitkoms te gee. Want in 'n gebroke wêreld sê hy vir jou, hy gaan rond soos 'n brullende leeu. Maar jy dalk net 'n papwiel gekry. Nee, wie sê vir jou die vyand se plan was nie eintlik dat jy die kar moes rol nie. Nou sit jy net met 'n papwiel. So daar was genoeg genade gewees dat die kar kon stop. So ons dink baie keer, hoorie, ons sit nou in hierdie situasie, hoekom het dit gebeur? Dink 'n bietjie verder. Daar was dalk 'n groter prentjie gewees. Of jy het 'n papwiel, want daar waar jy heen gaan is daar 'n ongeluk op pad en Vader wil nie hê jy moet ry nie, nou sit jy by die papwiel. Begin vir Vader vra, hoekom is hierdie so, Abba Vader? Kom ons gee nie net die duiwel heeltyd die skuld nie. Want Vader is in beheer oor ons lewe. Hoekom gebeur dit, Vader? Vader wil jou dalk 'n doringhek skuif dat jy nie op daai pad gaan nie. En dan verstaan jy nie hoekom hy deur nie oopgaan nie. Want hy gooi vir jou sy doringkroon wat hekke is in dit in dat jy nie op daai pad gaan nie. Daar is mense wat dit gewoonlik vir ons sê, maar julle, dit is skriftuurlik. As hulle nie vir jou die skrif uit die woord kan gee nie, kan jy dit nie vat nie. Nie Christus of enige van die apostels het hierdie leerstelling verkondig nie. Hulle het gesê, gaan heen en maak disippels. Boonop is daar nie een beveel in die Bybel te vind wat gelowiges aansê om die bloed van Jesus oor enige voorwerp, persoon op situasie te pleit nie. Jy kan net sê, ek teen jou. Die bloed is teen jou, jou vyand. Die bloed is teen jou, dan doen jy die voesek gebed wat ek altyd sê. Want die bloed is teen hom. Want wat straal jy uit? Die bloed van Jesus Christus. Jy's gedoop soos daai beskuitjie vanoggend. 'n Spesiale beskuit laat koop het jy moet doop, want jy het geproe, hy's deur week nat. So die vyand sal letterlik daar staan en jou probeer aanval. En hy kry dit nie altyd reg nie, môre. Hy kry dit nie altyd reg nie, want weet jy wat? Jy het 'n onderpand wat Jesus Christus is, wat vir jou die voorspraak maak, en sorg dat jy met daai papwiel nie ry nie. So jy kom nie in daai ewige motorongeluk nie, maar ons wil altyd net die vyand net bestraf, maar ons sê, dankie Vader, U is in beheer. Is die skriftuurlik om die bloed van Jesus te pleit, die misleiding in die kerk? Pietroekie is 'n baie moeilike woord wat ek bring. Ek self het daaraan geglo, mens met die bloed pleit. Nou die Vader het my gewys, daar's geen skrif in die woord wat dit sê nie. Die bloed is wel teen die vyand, nee, want dit is the blood is alive, maar ek gee die skrifte so ver ek gaan. OK. Maar as julle dit deurlees, gaan julle eers sê, woe, nee, Jesus aan van die pad af, is OK. Maar so verder jy gaan, hoe meer gaan jy besef. OK, jy wat nou die stukkie gemis het. So in die eerste paar blaaie gaan jy sê, nee, Susan is nou van die pad af. Gelukkig het Vader my opgetel en op die pad gesit. OK, die vroeë Christene het Jahweh, Jesus Christus se opdrag om die evangelie te verkondig, ten harte geneem. En oral gegaan en die evangelie met almal wie hulle wou luister, gedeel. Nou Alida en Pietro doen dit. Vertel 'n bietjie vir ons al die terugvoering wat jy kry. Partykeer is dit negatief. Partykeer daai mense jou nie sien nie. Partykeer word jy weggejaag. Maar julle doen die groot opdrag. Dis nie maklik nie. Maar hoekom kan julle dit doen? Julle het autoriteit want julle is gedoop in die bloed toe julle 'n Christen geword het. So jy's die beskuitjie Pietro, jy's gedoop. Nie een geval merk ons dat hulle eers die bloed van Christus oor hulle self, 'n stad, 'n dorp
of gebou gepleit het nie, alvorens hulle daarin gegaan het om die evangelie te verkondig nie. Hulle het net die dood eenvoudig die stede op geboue binne gegaan en die evangelie gaan verkondig. Hulle het wel gebid, maar hulle het nie die bloed gepleit nie. So dit is nie skriftuurlik nie. Verkondig Jesus en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Markus 16 vers 15. En dan Matteus 4:23. Hy het toe in die hele Galilea rondom en die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk te verkondig. Net die evangelie van die koninkryk beginsels te verkondig. So as dit nie uit hemelse plekke kom en koninkryk beginsels nie, kan ons nie sommer willens en wetens net die bloed van Yeshua gebruik nie, want dit was 'n duur prys. Maar jy kan hom teen die vyand gebruik, om te sê die bloed is teen hom, want hy's oorwin, en hy het die 3de dag opgestaan, en die beker was volbring, en die voorhangsel het geskeur, en Heilige Gees kan in daai persoon inbeweeg wat daai demone is, en wie wat, hulle kan so hardloop en vlug, dat hulle maar in die varke ingaan. Wat het Jesus elke keer uit 'n woord gespreek? Die disippels het woorde gespreek. So wat doen Petrole en Alida? Hulle spreek die woord. Dis net die woord wat hulle getuienis is. Daar's nie 'n groot getuienis as hierdie woord nie, want as jy hom oopslaan, kan jy onmiddellik vir 'n persoon, net daar waar jy oopslaan, kan jy hom bedien. Want ek leer mos vir julle om julle Bybels te merk. Christus se bloed is slegs eenmalig uitgegiet. Nie 3 keer, 4 keer nie. Soos jy eenmaal wedergebore kind van Vader is, het jy autoriteit om die bloed te spreek. OK, so te spreek het baie meer krag. Want as jy pleit, wil jy Jesus wees. En ons kan nie God wees nie, maar ons is in Yeshua ingedoop, ons kan die bloed spreek. Want dit is lewendig. Ons moet eendag weer daai klip opsit, this blood of Jesus is alive. So die bloed is nog steeds lewendig en jou DNA het verander, so met ander woorde, jy het die DNA van Abba Vader nou gekry deur die bloed van Yeshua. So jy het oorgekom in remembrance in. So ek het julle geleer en kies die lewe dit oor en oor en oor. Ons sal weer 'n bietjie die verbond weer 'n slag doen. Ons doen hom elke jaar weer vir die nuus wat bygekom het. Hierdie gebeurtenis is dis nie historiese feite wat nooit weer herhaal sal word nie. Met die uitgieting van Jesus Christus se bloed het hy vir eens en altyd vir ons sondes gesterf en sodoende ons versoening moontlik gemaak. Nou as ons striweling op ons pad kry, dan sê ons maar ons is versoen met die groot advokaat Jesus Christus wat aan die regterhand van God sit en hy tree vir ons in teen die vyand. So met ander woorde, ons is versoen in koninklike plekke. So ons kan nou nie daai bloed vat en gaan pleit nie, want dis reeds uitgestort oor hierdie aarde. En oordat daai bloed lewendig is, kan jy dit ontvang, want jy sê in jou lewe nooit met wedergeboorte dooie bloed kon ontvang het. Jou DNA, moet jy gaan kyk, soos Petrole dit weet, verander rarig, dat hy helder is, wanneer jy 'n wedergebore kind van Abba Vader is. Dis hoekom as ek skielik vir oom Tuisie vra, spreek vir ons die woord, dan kan hy dit in 'n gedig omsit, en hy gee vir ons Abba Vader se woord. Hoekom? Want hy's in Jesus Christus, wat vir ons die wysheid, die kennis, en die helderheid verstand gee, wat hy by Abba Vader ontvang het, deur Heilige Gees, wat ons in alle krag en waarheid lei, om die woord te kan spreek. Maak dit vir julle sin? Goed. Op grond van hierdie gebeurtenis,
het die voorhangsel wat in die tempel was, van bo tot onder geskeur, so jy kan nou ingaan. Waardeur God verklaar het dat ons op grond van Christus se kruisdood die weg na hom oop is. Julle, hoe wow is dit? Die weg na Abba Vader is oop. Jy moet net begin glo. Jy het Jesus Christus se bloed volkome ontvang en jy is 'n wedergebore deurweekte bloedkind van Abba Vader. Hoe groot is dit nie? Dit gee jou alle autoriteit. Daarom kan jy op slange en skorpioene trap. Maar as jy 'n oop deur het, soek hom tot jy hom kry, dat hy kan toegaan. So ek praat hier regtig met 'n oop deur. Daar het 'n miracle gebeur by die kruis. Wie sterf en staan na 3 dae op? Bitter min mense. So ons kan hier deelagtig word, dat ons nooit vir ewig sal sterf nie. Ons leef voort. Al is ons soms hartseer oor iemand, ons weet daai persoon leef voort. Want die woord sê dit vir jou. Daar's 'n lewe na die dood. Al is jy in die graf, en Vader het sy gees en siel teruggevat, is daar 'n tyd wat jy die graf te gaan oopgaan, en die mense gaan opstaan, en verheerlike liggame ontvang, en hulle gees en siel gaan hulle weer terug ontvang van Abba Vader. Met 'n ander titel as 'n aardse titel, maar na 'n hemelse titel toe. So dis bitter groot om te besef, daai persoon gaan rus wel, maar die opstanding is so groot. Hier's net een slide wat jy met vir my verander, waar daar staan raap en nie wegvoer nie, teen die einde se kant. Wanneer 'n persoon geloof in die evangelie plaas, dan moet daardie persoon deur die Heilige Gees vir eens en vir altyd in Christus gedoop. Romeine 6:3. Luister wat sê die skrif, jy word een keer gedoop soos daai beskuitjie, jy eet hom. As jy kommunion doen met wedergeboorte, eet jy jou in die liggaam, deur die wonde, in die bloed van Jesus Christus, tot die DNA wat jy ontvang in remembrance, 'n nuwe DNA. Hy sê dit so mooi vir ons. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons het saam met hom gesterf, ons het saam met hom opgestaan, en ons leef as oorwinnaars. Van vandag af leef jy het 'n ander woord gehoor, jy leef as 'n oorwinnaar, met autoriteit. Boonop word daardie persoon met die Heilige Gees verseël. Ek het dit nou vir julle gesê, julle word verseël met hom, wat as bewys dien dat hy vir altyd God se kind is, en nooit verlore kan gaan nie. As jy 'n kind van die Vader kry, en hy is wedergebore, en hy sal afdwaal, sal julle sien, hy kom altyd weer terug, soos die verlore seun, want hy het 'n dag en 'n datum, wat die vyand nie kan vernietig nie. Want sy woorde is gespreek, en het lewende woorde gebly, wat is in die hemel opgevang, en nie in die geestesriem opgevang nie. Dis in die hemelse plek, en hy moet dit weer ontvang. Ek het altyd gesê, as ek 'n persoon net kan kry, dat hy wedergebore is, dan weet ek, die roetekaart van Heilige Gees sal hom terugbring. Dis regtig so. Julle kan gaan kyk. Efesiërs 1:13, en wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het. Glo julle vandag? Jy het gehoor, en nou moet jy glo, en toe word jy verseël is met Heilige Gees van die belofte.
Dis Vader se belofte, dat wanneer jy wedergebore is, dat jy mede-erfgenaam word. Of is dit net ek wat daai erfgenaam gekry het, of het julle almal dit gekry? So julle het alles wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het julle geërf as 'n seël van genesing, autoriteit en opstanding. Dis hoekom dit so groot is. Ons moet egter onthou dat Christus se fisiese bloed slegs eenmaal ten tye van sy dood uitgegiet is. En sy bloed dryf nie nou op een of ander misterieuse wyse in die kosmos rond vir ons om dit oor onsself te pleit nie. Want dis in jou. So jy spreek dit aan against you. Want hy sê jy kan op slange en skorpioene trap, so jy die bloed. Dis hoekom dit hang nie rond nie. Jy ontvang die bloed. Jou DNA verander. Michael, onthou dat ek volgende die verbond doen, veral vir my sussie hiervoor. Dat ek volgende die verbond weer doen. Julle sal so moeg vir die verbond, maar julle sal hom doen en doen tot julle, daai soos ek vir Pieter oor gesê, tot julle geklik, klik, 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 klik het. Ek moet dit doen. Dit moet. Dit is Christus se dood aan die kruis wat ons verlossing bewerkstellig het. So ons het die verlossing gekry, ons moet 'n verlossende lewe lei met autoriteit teen die vyand en sê vir hom, die bloed is teen jou, gaan. Dis nie plek vir jou my lewe nie. Maar ons wil eerder die bloed pleit. Ons kan nie die bloed pleit nie, dit hang nie hier iewers te rond nie. Dit hang nie hier rond nie. Dis presies wat baie mense dink, jy ontvang letterlik die volheid van Christus se kruisiging. Jy met die volheid het jy ontvang. Anderste, hoekom sal predikers die wonde gebruik? Want elke wond het 'n betekenis. Dis hoekom ons weer die verbond moet doen. Hebreërs, hoor vir my Efesiërs, Hebreërs 2:14. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, die woord sê dit hierso. Luister, wat is julle? Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel. Met ander woorde, maak wat mag oor die dood het. Met ander woorde, die duiwel wil jou altyd dooie werke laat doen. So die oomblik as jy die bloed pleit, doen jy dooie werke. Maar die oomblik as jy sê die bloed is teen jou, moet hy vlug. Ek wil sing gloria, halleluja, hy moet vlug. Nou werk jy as bloedgewaste kind van Vader, om te sê, daar gaan jy. So ons hoef nie al hierdie wêreldse dramas onsin te maak nie, maar wanneer dit op ons pad kom, verstaan ons dit nie. Maar ons moet in autoriteit staan en sê, ons het die bloed. So die vyand moet op die vlug slaan, wanneer ons die bloed het. Wanneer 'n persoon die bloed van Jesus oor homself pleit, dan plaas daardie persoon sy geloof, nie Vader se nie, sy vertroue in die mantra, niks krik om reg uit, maar die pleit van Jesus se bloed, in steede daarvan dat hy sy geloof, vertroue in Yahweh plaas. Yahweh het sy enigste seun gegee om mens te word en vir ons te kom sterf aan die kruis. So met ander woorde, nou kom ons en ons sny Vader uit, ons besef nie, hy het sy seun gegee om deur hierdie bloedbad te gaan. En ons ontvang dit, maar ons wil dit nie regtig ontvang nie, ons wil pleit. Ons moet met die bloed werk wat teen die vyand is. Want die bloed beskerm ons. Daarom sê hy in Psalm 91 vers 11, ek sal my engele aangaande julle opdrag gee om julle te beskerm. Nie wie se engele nie, Vader se engele.
So daai engele is reg, maar die bloedpleit is nie reg nie. Dis niks anders as 'n vorm van bygelowigheid nie. Onthou, God sal nooit dwaalleer goedkeur nie. Dis hoekom die boodskap vanoggend vir my moeilik is. Want ek wil nie medepligtig wees aan 'n dwaalleer nie. Maar om dit te bring, die Breekkerk, die mense daar buite wat 'n bevryding werk, almal pleit die bloed. Julle kan nou eerlik wees met my, almal pleit die bloed, maar hulle gebruik nie bloed teen die vyand nie. Die bloed is gemaak om teen die vyand te gebruik. Begin dit vir julle sin maak? Dan werk ons skriftuurlik. Indien Elohim verplig is om ons te versoek wanneer ons die bloed van Christus pleit toe te staan, dan het ons hom mos nie meer nodig nie. Soos ons nou die bloed kan pleit, kan ek mos nou in hierdie back and closure net gaan en die bloed pleit. So dis nie meer 'n gebedssaak nie, waar ek die vyand aanspreek en sê, hoorie so, maar Vader het die diere gemaak en hy het genesing gemaak vir almal. En hy het vir ons gesê, heers oor die diere. So wat moet ons doen? As die vyand nie vir ons vaksin wil inbring om die beeste te spuit nie, dan gebruik ons sommer ivermectin heiliglik. En ons vertrou Vader se medical daarin. Dis tyd dat ons begin glo in miracles deur Vader se hand. Dan kan ek mos daai vaksin wat ek nou in Suid-Afrika kan kry, kan ek mos nou opdra aan Vader en daar kan mos 'n miracle gebeur want ek is bloedgewaste kind van Abba Vader. Maar ons wil die vyand sis in die pram in. En ons wil Vader se bloed wat sy seun is, wat daarvoor gesterf het, wil ons pleit, maar weet jy, dit is nie skriftuurlik nie. So ons kan nie dit doen nie, ons moet doen wat ons as kinders van Abba Vader is. Hy sê vir julle, laat julle harte nie ontstel word nie. Glo in God en glo ook in my. Ons moet glo in Jesus Christus wat hy vir ons gedoen het. Ons moet besef, jy shine van die bloed. Onthou, die krag van ons geloof is in die voorwerp waarin ons dit plaas gesetel. So met ander woorde, as ek 'n voorwerp vat ek dit in die wonde van Yeshua se hande. En ek vat daai vaksin en ek sê, Vader, laat hierdie vaksin werk. Want deur Jesus se wonde het daar genesing gekom. En ek maak my onmiddellike instrument in Vader se hande. Maar as ek die bloed pleit, dan verplaas ek dit net na Jan toe, maar is nie skriftuurlik nie. Vader gaan sê, my kind, ek kan vir jou niks doen nie. En hy sê dit met trane in sy oë, want ons kerke daar buite het ons verkeerd geleer. En dit is moeilik om hierdie goed te verstaan, om dit te glo, te believe. So dit is 'n moeilike woord vanoggend, ek wou hom amper nie gebring het nie. Ek het amper vir Mike gesê, gee vir my 'n ander woord. Ons geloof moet in Christus wees, nie in die een of ander mantra nie. Dit is en bly altyd Satan se begeerte om ons geloof van Christus af te lei in die poging om dit op iets anders te plaas. Nou plaas ek dit net op 'n persoon. Plaas ek hy persoon die hande gaan oplê, soos die woord sê, en vir hom bid tot genesing. Ek was skuldig daaraan. Ek wou mos net hier gesit en bid het, maar jy met die hande gaan oplê. Die woord sê, so is dit nie so nie, Alida? So nou moet jy begin as kind van God beweeg, dat daar miracles kan gebeur. Want dit was die opdrag. So moenie laat jou hart ontsteld is vanmôre hieroor nie. Sê Vader, dankie. Ek het 'n nuwe visie, 'n missie hierdie jaar, om te weet, hoe wil jy my as instrument gebruik? Want julle is nou instrumente. Hierdie leerstelle vervang Elohim se wil. Want ek maak nou, of ek nou die bloed kan rondskuif soos ek wil, waar ek daarin gedoop is. Ek kan nie my bloed gaan verruil met hierdie sussie van my nie.
Sy gaan vir my sê, nee, ek wil nie jou bloed hê nie. Ek het my eie bloed. Soos ek hom verplaas na Jan toe, dan sê dieselfde, ek wil dit nou verruil. Dit is te groot. Ons Skepper is gees. Dit is te groot om dit te kan doen. Elohim se wil moet in alle tye die voorrang bo ons eie wil geniet. En hierdie feit behoort elke ware gelowige se hartse begeerte wees. Ons moet begeer wat Vader wil hê ons moet doen. Gaan heen en maak disippels. Maar wanneer 'n persoon die bloed van Christus oor homself, ander of 'n voorwerp pleit, speel Elohim se wil nie meer die heersende rol nie. So ons bid nie meer tot God nie. Ons kom pleit nie die bloed, waar ons moet bid en sê, Vader, genees asseblief my sussie. Nie ek glo nie aan wil nie, ek glo Vader wil elkeen genees. So ons moet dit reg beginne bid, nie, as beteken jy kanselleer iets uit. So kyk die woorde wat jy beginne spreek, en dan begin Vader vir jou nuwe kennis en wysheid gee. Nie van Susanna af nie, hy gaan dit in jou brein lê. Hy's besig om dit te proklameer in jou brein in, om te kan bid soos jy moet bid. Indien dit die geval is, kan 'n persoon mos die bloed in 'n Christus oor homself pleit en dan sy eie wil gaan doen. So ek kan enige iets die bloed oorpleit, net om met my wil te wil hê. Maar wat is Vader se wil? Is gebed. Is gebed. Hy sê, bid vir mekaar. So ek haal al die skrifte aan wat die woord sê wat ons moet doen. Bid vir mekaar. In hierdie opsig kan Jakobus se vermaning ook op so 'n persoon toegepas word, naamlik Jakobus 4:13 en 17. Kom nou julle wat sê, ons pleit in hierdie geval die bloed van Christus oor myself, en dan verklaar ons, dis in hakkies gesit, vandag of môre sal ons na die en die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel dryf en wins maak. Kom dit nie van Vader af dat hy vir ons die provider is wat vir ons voorsien nie? Moet ons dit nie van hom af bid nie? Soos ons na 'n stad toe gaan, ons gaan doen besigheid, daar beteken bly die bloed daaroor nie. Ek moet vir Vader vra, dat hy vir my in sy genade sal seën en sal bless, dat ek sal genoeg het om te eet, 'n blyplek hê, 'n herberg het wat vir my 'n deur oopmaak, deurbring en handel dryf en wins maak. Dit help nie ons bly die bloed van Jesus oor ons besigheid nie. Of ons vir die vyand sê, die bloed van Jesus is teen jou vyand, jy kan nie na daai besigheid toe gaan nie. Want daar's bloedgewaste kinders. En ek sê vir jou, jy sal op die vlug slaan. Maak seker in julle vriendekring, julle bloedgewaste kinders wat wedergebore Christene is. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie, want hoe danig is julle lewe, dis tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna weer verdwyn. Plaas dat julle sê, as dit Jahwe se wil is en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. As dit sy wil is, gaan hy vir jou 'n teken gee of die gedagte in jou brein inplaas deur Heilige Gees. En jy sal wil weet wat wil Vader hê, wat moet jy doen? Dink julle Piet het net daar in die hospitaal wakker geword en toe begin sy net die evangelie bedien. Toe ek vir haar sê sy gaan die evangelie bedien, toe sê sy vir my nee, sy's net 'n goeie luisteraar hierso. Maar toe Heilige Gees kom en hy dop haar om deur die groot krag van Vader, hoekom kon hy dit doen? Sy was 'n bloedgewaste kind. Dis die verskil. Kyk hoe groot is dit. En hy dop haar om en sy gaan bedien die evangelie. Alida sê sy kan nie praat nie. Vader kom dop haar om en sy moet maar praat en sy gaan. En hulle werk. En ek glo daar was Susanna waar hierdie sussie is, ek het jou naam vergeet. Deline. Ja, ek vergeet name. Daar waar Karina is, daar waar julle elkeen is, glo ek. Julle praat die woord as julle met iemand praat.
Maar nou roem julle in julle groot pratery. Al sulke roem is verkeerd. Wie dan weet om goed te doen en dit nie te doen nie, vir hom is dit sonde. Soos ek het nou nie vanoggend vir julle bring nie, dan doen ek sonde. So ek gaan nou maar eerder die klippe vat wat julle my wil gooi en stene gesê, Susan, al die jare is dit vir ons so geleer, dan moet ek vir julle sê, ongelukkig is dit nie skriftuurlik nie. Die pleit van die bloed van Jesus is nie 'n Bybelse leerstelling nie en is van buite af in die teks van die skrif ingelees en het meer in gemeen met die dwaalleer van die woord geloof, teologie, as met die ware Bybelse Christendom. So, as ek aan my pastoorsboeke dink, dan dink ek hoe baie goed was daarin verkeerd gewees. Maar hoe baie het ek ook daaruit geleer om na die skrif te gaan. So, al kry jy die verkeerde, sê hy vir jou altyd, moet dit nie vat nie, gaan toets dit aan die woord. Maak seker, al gebruik jy 2, 3 Bybels. Jahwe beveel ons om ons versoeke na hom in gebed te neem. Ek het dit nou al eintlik behandel. Wat ons wil hê, moet ons in gebed na hom toe gaan. Die skrif beveel ons om al ons begeertes na Elohim is in gebed te neem. Met ander woorde, jy kan dit net in gebed doen. Jy neem dit na die Vader, na sy troonkamer, en hy sal jou verhoor. Nêrens word ons aangesê om die bloed van Jesus oor ons te pleit nie, of die een of ander onbybelse mantra op te sê waardeur ons sy hulp kan bekom nie, naamlik, kom ons kyk wat sê die skrif. Filippense 4:6. Wees oor niks besorg nie. Jy's 'n wedergebore kind van Abba Vader, wees oor niks besorg nie. Maar as jy nie bid tot Vader nie, sal jy nie ontvang nie. Dit wil ek ook vir julle sê, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by Elohim. Bid, loof en prys Vader, rejoice in hom, dans voor Vader, maak sy naam groot, tot jy voel die vuur van Heilige Gees begin om jou val. Laat jy voel, jy is uit jou sokkies uit jou voetsool uit. Maar begin hom aanroep soos nog nooit hierdie jaar nie. Ek is bekommerd as julle dit nie doen nie. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar as julle dit nie doen nie, gaan ek bekommerd wees. En indien Elohim se wil is, sal hy ons versoek toestaan, naamlik 1 Johannes 5:14. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het. Jy moet vrymoedig wees om met Elohim al jou hartsake te praat. Die lelike goed, die mooi goed, die klein goedjies, die groot goedjies, maar alles, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. As dit nie volgens sy wil is nie, kan jy maar bid tot jy flou is, dan moet jy eerder vra, Vader, wat het ek verkeerd gebid of gedoen? Wys my. Hierdie Bybel is jou roetekaart. Hy sal jou 'n skrif gee en hy sal jou wys. Nou het ons 'n T bereik, maar Michael, ek kan nie daai geel lees nie, maar ek wil hê jy moet dit lees. Hoor hoe mooi is dit. Ja. Praised be to the Lord God, the God of Israel, who alone does marvelous deeds. Praise be to his glorious name forever. May the whole earth be filled with his glory. Amen and amen. Hoekom is die wêreld, the whole world is gevul? Hoekom? Daar waar jy loop, as jy die Jabes gebed, jy vat grondgebied, want jy dra die bloed. Jy verplaas nie die bloed nie, jy dra die bloed. Dink nou net, jy loop met daai visie. En hier kom iemand wat jou handsak wil gryp. Hy gaan sy Moses teekom, want jou visie is reg. En jy weet jy loop met die bloed, en die vyand sal van jou af wegvlug. Hy sal, loop met 'n nuwe visie die jaar. Met 'n nuwe visie om te weet, jy's nooit alleen nie, jy's beskerm.
Amen. Halleluja. Auntie, dit is Psalm 72 vers ekskuus, vers 17 en 18. Okay, ons gaan met die tweede gedeelte aan. Bind geen bose gees nie. So, wat het Jesus gedoen? Hy het die woord gespreek en sê, gaan uit die kind uit. En hy het uitgegaan. So wat gebeur? Julle het dieselfde autoriteit om te spreek. Maar ek sal nog steeds volgens Matteus 18 vers 18 die vyand bind, want die woord sê ons mag hom bind. Goed, die pleit van Jesus se bloed bind geensins bose geeste nie. So die woord alleen wat in die skrif staan, bind 'n bose gees. Jy pleit die bloed oor hom nie, want jy pleit die bloed oor dan om iets te beskerm. Nou wat maak jy nou, as jy die twee opweeg, gaan dit mos nie werk nie. Dan wil jy mos nou eintlik die vyand beskerm. So jy moet hom sê, the blood of Jesus Christ is against you. Ek hou van die Engels, want hy sê dit duidelik en reguit en hard mooi uit. Hierdie mistasting is 'n soortgelyk in die dwaalleerstellings wat beweer dat gelowige bose geeste kan bind. Maar nie, daar's 'n verskil tussen die bind en die pleit. So jy kan hom nie die bloed oor hom pleit en dan wil jy hom bind nie. Want hoe kan jy nou Jesus se bloed bind? Maak dit vir julle sin? OK. Dis hoekom ek moes hierdie baie mooi vra vir Heilige Gees, maak dit vir my oop dat ek kan sien, dat ek vir julle die waarheid kan gee. Baie mense glo dat wanneer hulle die bloed van Jesus oor 'n persoon, voorwerp, omstandighede en self dorpe en stede bid, die Satan se bedrywighede sal verhinder. Nee, jy moet dit gaan aanspreek. Jy moet die Satanis gaan aanspreek. Jy moet weet, dit wat in jou is groter as dit wat in die wêreld is. So waar sit jou geloof? Glo jy kan dit doen? Ek weet as ek vir mense hier vra, gaan baie vir my sê, nee, maar hulle kan dit nie doen nie, want jou geloof is dalk nog nie daar wat jy so sterk is, om te sê, jy kan dit doen, en dan wil ek vir jou sê, kom met die woord, dat jy sterk word in God se woord en sy wapens ken. Ken sy wapens. Hoekom moet jy die wapenrusting aantrek? Want dit is sy wapen. So sekere goed staan vir ons duidelik in die woord in. Dit sal nie weer eens vind ons nêrens in die Bybel die bevel om dit te doen nie. Daar's nêrens in die Bybel wat vir ons sê ons moet die bloed pleit en dan bind nie. Ons word eerder aangesê om die duiwel te weerstaan. Omrede ons hom nie kan bind nie, en dan sal hy van jou af wegvlug. Met ander woorde, jy weerstaan hom, maar in bevryding bind ons hom volgens Matteus 18 vers 18. So hierdie is baie dubbelsinnig en jy moet mooi verstaan, dit gaan oor die boonste sinnetjie. Jy kan nie die bloed oor hom pleit en dan bind nie. OK. Weerstaan die duiwel. Onderwerp julle dan aan God, staan die duiwel teen, hy sal van julle af wegvlug. Dis ook die bloedboodskap woord daarin. Wanneer jy onderwerp jou aan God, is jy direk onder die bloed wat in jou is. Direk. Ons het daai skrif al van die bloed gedoen en dat ons hom so gekry het. Die skrifte self, dit baie duidelik dat Satan nou as die god van hierdie wêreld oor ongeredde mense reageer. Naamlik, jy as jy nie wedergebore is, is jy 'n ongeredde mens. En dan behoort jy aan hierdie wêreld. En die vyand kan vir jou regtig baie keer dat dit met sekere mense goed gaan, dan sê maar, ek verstaan nie hoekom gaan dit met hulle so goed nie, want hulle is glad nie gered nie. Kom ons kyk wat sê die woord. 2 Korintiërs 4 vers 4. Naamlik die ongelowiges, in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. So God se beeld skyn nie op hulle nie, maar op julle skyn
die beeld van God se lig op julle en die vyand sien dit. Hy weet of jy die merk dra van die dier of jy die merk dra van Abba Vader. Hy weet dit. En boonop loop hy soos 'n brullende leeu rond en is dit nie gebind nie. Hy loop rond soos 'n brullende leeu. Jy moet fisiese bose gees bind in 'n persoon net as jy 'n wedergebore kind van Vader is en jy het die bloed wat jou binne jou is. Want wat seël hom af? Heilige Gees. Om te kyk wie hy verskeer. So jy moet hom aanspreek en sê, jy loop rond soos 'n brullende leeu, gaan in die naam van Jesus Christus van Nasaret, want jy's reeds oorwin. Wees nugter en waaksaam, want julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Maar as jy hom geïdentifiseer het, kan jy hom aanspreek met die bloed. 1 Petrus 5:11, wees nugter en waaksaam. Ek het hom nou vir julle gelees van die prentjie af. Wat van Paulus wat deur 'n bose gees met die vuis geslaan het, sou hy deur die pleit van die bloed die bose gees kon bind of verdryf? Nee, weer eens praat hulle hierso duidelik van, as jy die bloed gepleit het, kan jy nie bind nie. Jy kan nie Vader se bloed bind nie. So dit help nie ek pleit oor oom Tuisie die bloed, nê, terwyl hy sonde doen nie, en dan wil ek hom nou skielik bind nie, want ek kan mos nie die bloed wat ek gepleit het gaan bind nie. Want ek speel nou self God om te sê, hoorie, ek kan die bloed plaas op enige een wat ek wil. Jy ontvang die bloed. Jy ontvang die bloed. 2 Korintiërs 12:7-9 en dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaring nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee. Daai doring in die vlees nê, is gewoonlik 'n gordelroos. Dis fisiese 'n demoon wat in jou ingaan, wat die bose, wat Satan sorg wat in jou ingaan. 'n Engel van Satan om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek Jahwe 3 maal gebid. Hoeveel keer het hulle gebid? 3 maal. Dat hy van my sou wyk. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. So as jy bid en jy die bloed, is sy genade vir jou genoeg. Want my krag word in swakheid volbring. Met ander woorde, jy's dalk swak, maar dit wat in jou is groter as dit wat in die wêreld is. So dit maak jou dat jy autoriteit het. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Ek sal my eintlik eerder nederig wees, as wat ek sal roem oor hoe ek dit en dat gedoen het. Maar kyk wat sê die woord, moet ons so roem. Moet ons so roem. Ons moet in Christus roem, ja. Want hy het vir ons die uittog van hierdie wêreld, 'n uitkoms gegee van 'n ware lewe na die dood. Nee, dit was juis God wat die bose gees toegelaat het. Hoor gou. Vader het hom toegelaat om Paulus te tuister, sodat Paulus van die sonde van wat? Hoogmoed. Ek het nou net van hoogmoed gesê, as ek begin hoogmoedig raak, weerhou kon word. Met ander woorde, moenie altyd die Satan gaan soek nie. Moenie altyd die Satan gaan soek nie. Sal ons die pleit van die bloed kan gebruik om God se wil teen te staan? Nie stellig nie. Ons sal dit nie kan doen nie. As God se wil daar is, en dit het ek nou gesê met my pa, ek het gebid, maar op die regte tyd, toe weet ek. Alida het gebid. Mama Martie het gebid. Karina daar by hom gesit, 'n hele Sondag om. Maar as Vader se wil is, dan sal dit gebeur. Soos dit sy wil is om hoogmoed uit te haal, en jy skielik
nie lekker is nie, vra eers Vader, wat het ek gedoen? Wat het ek gedoen? Kyk eers na jouself, as om net te beskuldig. Dit geld ook vir die bloed van Christus oor dorpe en stede te bid. Jy kan maar pleit totdat jy blou in die gesig is. Die wêreld gaan al hoe meer goddeloos raak, die woord sê dit. Want Elohim sê dit in sy woord. Moet net nie in die omstandighede gaan stagneer wanneer dit gebeur nie. Ek het nou vir julle 'n voorbeeld genoem van wanneer jy 'n inspuiting kan vat en dit opdra aan Vader en in sy krag glo om vir jou as Christen op hierdie wêreld 'n uitkoms te gee. So jy kan bid vir 'n uitkoms in moeilike tye. Moenie laat mense daar ook vir jou jok nie. Ja, ons weet die wêreld is de mekaar. Maar weet jy wat? Hy sê bid 3 maal. Hoeveel keer moet jy bid? 3 maal. Ek sal sê bid maar aanhou en aanhou. Ons ken nie sy tyd nie. Ons ken nie sy weë nie, maar Heilige Gees kan dit aan ons openbaar. Ons kan nie, want die pleit van die bloed van Christus is nie 'n Bybelse leerstelling nie. 1 Timoteus 4:1, maar die Gees sê uitdruklik, God se Gees sê, dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leerlinge en leerstellings van die duiwel sal aanhang. Hy weet as hy op 'n dwaalspoor kan bring met die pleit van die bloed, dan maak jy jouself hoogmoedig so Satan. En dan kan jy 'n doring in die vlees kry, want Vader gaan nie daarvan hou nie. En dan verstaan jy skielik nie hoekom het jy gorrelroos nie. Want Vader gee vir ons 'n voorbeeld in die Bybel daarvan. So nou moet ons vir Vader vra, is dit skriftuurlik as iemand X sê? Julle kan my nie net glo nie. Julle moet die woord gaan kyk. Ek kan dit hoe mooi duidelik uitbring hier, maar is nog steeds Heilige Gees wat jou moet oortuig. Dis hoekom julle julle papiere huis toe kry om te gaan deur te werk, bidend deur te werk. 2 Timoteus 4:3, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer, die Bybelse leesdag nie sal verdra nie, maar omdat hulle in die gehoor gestreel wil wees, is dit nie wat heidaglik gebeur in die Hebreëkerke nie. Vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. Dis mos nou maklik om net te sê ek pleit die bloed oor julle en julle sou kyk as wat ek moet hier sit en ek moet vir julle 'n hele teaching gee oor wat die woord sê. Gaan ons 'n quick fix kies of gaan ons God se weë kyk? Boonop sluit die wapenrusting wat God ons gegee het nie hierdie mantra in nie. Met ander woorde, hy sluit nie hierdie dwaalleer in nie. Julle kan hom gaan lees, almal ken die wapenrusting. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Met ander woorde, as jou stryd nie teen vlees en bloed is nie, hoekom vlees en bloed nie? Want jy is vlees en bloed van Yeshua ontvang, toe jy in hom gedoop is. So daarom kan jy die wapenrusting aantrek. 'n Ongelowige sal nie die wapenrusting kan aantrek nie. So jy kan ook nie vir 'n ongelowige die wapenrusting aantrek nie. Hy moet 'n wedergebore kind van Abba Vader wees. Maak dit vir julle sin? Want Vader sê mos duidelik, as jy 'n sondaar is, kan hy jou nie help nie. Hy kan jou genadiglik wees, want sy liefde is een groot genade. Moenie dink hy gaan 'n sondaar langs die pad los nie. Hy gaan iemand op sy pad stuur. Sê Vader, ek bid, stuur iemand op my pad. Wat net graag wil hoor, God is lief vir jou. Jy's ook sy kind. Al het jy verval in hierdie wêreldse tradisies, al het jy hierdie dwelms gebruik, wil jy hom aanneem? En julle sal verbaasend wees hoe party van hulle gretig is om net uit daai verslawingstoestand uit te kom. En hulle neem net daaraan.
Daarom moet jy die bereidwilligheid hê om die evangelie van vrede te gaan verkondig. Help nie ons val sondaars aan nie. Hulle gaan vir jou ore aansit want hulle is van hierdie wêreld. Ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Het julle al dit gehoor? Julle het dit al gehoor. So maak seker dat jy by elke geleentheid die Heilige Gees by jou het om jou te lei in alle krag en waarheid, onderskeiding gee wanneer jy by so 'n persoon staan. Dit kan tydens 'n siekbed wees. Dit kan tydens die laaste oomblik wees. Dan vra jy daai persoon, is daar iemand wat jy wil vergewe? Is daar iets waarmee jy graag wil deel? Dan moet ons dit doen. Die duiwel sal as die god van hierdie wêreld, bose wêreld regeer, tot en met wanneer Christus na afloop van die groot verdrukking met sy wederkoms Satan vir 1000 jaar lank bind. Daar word Satan nou gebind. Maar jy kan 'n demoon bind en uitjaag. Maar hy sê ek kom terug met nog ander saam met my. So maak seker wanneer jy iemand bedien het, daai persoon gaan in die woord onmiddellik. Daarom vra Benny, kan hy asseblief van hy naam 'n Bybelmerkies kry, want hy bedien die mense daarmee waar hy werk. So die eerste wat jy iemand bedien is die woord. Woord, woord, woord. Want die woord gaan hom oortuig om sy hart vir Abba Vader te gee. Ook sal die bind van Satan nie deur 'n mens plaasvind nie, maar 'n engel sal dit op bevel van Christus uitvoer. So ons doen bevryding, maar dit is nie houbaar as die persoon nie houbaar in geloof lewe nie. Openbaring 20:1. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal met die sleutels van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang, wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank, en hom in die afgrond gewerp, en hom toegesluit, en dit bo op hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei, totdat die 1000 jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word. Is jy gereed vir daai tyd? Dis nou tyd dat ons met sonde moet klaarmaak. Is dit maklik? Nee. Ons probeer maar nie. Ons probeer om in die woord te bly. Gewilde profesieskrif waarop hierdie dwaalleer op gebaseer word, is op Openbaring 12:11, word gewoonlik as 'n proefstuk gebruik om hierdie dwaalleerstellings te regverdig, maar in hierdie bewering is dit egter skriftuurlik. Openbaring 12:11. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam. Soos jy die bloed van die lam in jou het, sal jy die vyand kan oorwin. En deur die woord van hulle getuienis. Met ander woorde, het jy hom aangeneem met jy dag en datum. En hulle het die dood, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. So jy moet jou lewe lief hê. Jy moet God lief hê. Dis liefde wat jou oortuig om gedoop te word. Ek het nie van die doop vergeet nie. Ek het nie daarvan vergeet nie. Ek kyk net bietjie dat die weer verander. Heeltemal bekeer met my sussie weet, sy sê mos nou verstaan sy hoekom wil ek nie dadelik van gebid het nie. Sy moes eers klaarmaak met dit wat sy gedink het is gehanteer, dan is dit nie gehanteer nie. Want almal wil die quick fix doen. Hoekom wil sy dadelik het gebed gehad het? Want dis wat die Breekkerk doen. Die Breekkerk gee nie vir hulle veters en sê gaan werk om eers deur nie. As jy hom deurgewerk en dan sê jy, wow, nou het iets met my gebeur. My binnekamer is nou aan die kant, my sitkamer is aan die kant.
dan kom hulle nie terug nie. Ook kan mense nie Ou Testamentiese teksgedeeltes soos Eksodus 12 vers 5 en 7 wil aanwend as 'n proefteks dat ons die bloed oor onsself. Ag, maar ekskuus. Die konteks handel oor gelowiges wat tydens die groot verdrukking na afloop van die wegvoer, nie wegraapie skryf daar wegvoer, deur die anti-kris vir hulle geloof in Christus gedood is. Hulle het Satan deur die getuienis van hulle geloof in Christus se kruisdood die bloed van die lam oorwin en is as gevolg van hierdie getuienis van hulle gedood en nou bevind hulle self in die hemel by God. Vir die gelowiges is die dood altyd 'n seën. Omrede sy omstandighede drasties na afloop van sy dood verbeter. Hy het nie meer pyn en lyding nie. Hy is verlos van hierdie bose wêreld. Sy gees gaan onmiddellik terug en sy siel gaan onmiddellik terug na Abba Vader, want Vader het dit gegee. Sy liggaam gaan onmiddellik terug na stof toe. Wanneer hulle opstaan, staan hulle in 'n verheerlikte liggaam op en ontvang weer die gees en die siel. En dan gaan kom eers die groot wit troon oordeel en alles. Mense kan nie slegs een teksgedeelte van buite konteks aanhaal is gebruik om 'n leesstelling te formeer nie. Hierdie teksgedeelte handel glad nie oor die pleit van Jesus se bloed oor hulle nie. So die teksgedeelte wil hulle maak of dit die pleit is van die bloed van Jesus. Dit is in die eindtyd wat dit gebeur, waaroor dit gaan in Openbaring 20. Inteendeel, hulle is juis vir hulle getuienis vir Christus gedood. Die aanhangers van die pleit van die bloedleerstelling sal die bloed juis oor hulself gepleit het, terwyl hulle reeds die bloed het as hulle wedergebore Christene is. Juis met die hoop dat hulle nie deur die anti-kris om die lewe sou gebring word nie. Daar word nêrens gesê dat jy nie om die lewe sal gebring word nie. Jy gaan deur die groot verdrukking gaan. En baie Christene gaan met hulle lewe boet. Ek moet vir julle die waarheid gee. Ook kan mense in die Ou Testament gaan en aan die deurposte die lam se bloed smeer nie, want die lam sit aan die regterhand van God en jy het sy bloed ontvang toe jy oorgekom het in wedergeboorte, remembrance, sy DNA ontvang. So jy's abide in him en jy's abide in you. So 'n driedubbele tou breek nie. So hoekom hang ons die tikwa by die deur om te sê ons dra die bloed van Jesus Christus in hierdie huis in ons in. En die vyand wil vlug as hy dit sien. Hulle moes die bloed van 'n lam aan die deurkonsyn smeer, nie die bloed van die geslagte lam oor hulle gepleit het nie. Met ander woorde, dit is nie heeltemal skrif, tuurlik nie. Want die lam het reeds gesterf en hy sit aan die regterhand van God. Ek kan nie hierdie tou gaan vashou en heeldag bid oor hierdie tou nie. Ek weet ek het die bloed. Ek kom en ek proklameer die bloed. 'n Proklamasie is 'n groot verskil as om te sê dit is die bloed van Jesus. Dit sê ja, ons glo in die bloed van Jesus deur sy wonde wat vir ons daarso gevloei het deur weke tot daar net bloedplasma oorgebly het. Die bloedplasma is ook die geestelike mikwa. Wanneer jy in tale praat, wanneer daai mikwa, daai wond oor jou uitgestort word. En boonop is Christus die vervulling van die Ou Testamentiese wet. Hy het hom vervul. Hy het hom nie verontbind nie, hy het hom vervul. As iets gevul is, as ek my kar vol maak, loop hy oor, dan loop hy by die tank uit, en daai beker het oorgeloop, hy was vervul gewees. Maar die tipies van hom, waarvan die paaslam 1 is ingesluit. Die paaslam was die laaste lam wat vir ons geslag is. Ons hoef nie weer lammers te slag met Pessach nie. So as julle die Jode se leerstellings, ons doen ook die feeste, maak seker dat dit nie ortodoks is nie, maak seker jy doen soos ons die gesuiwerde woord
en ons kleef nie ander tradisies aan nie, en ander wette aan nie. Maar hy het nie gekom om die wet weg te vat nie, hy het gekom om dit te vervul. So ons moet nog steeds die standaard lewe na heiligmaking volgens God se broodresep, die 10 gebooie, jy mag nie dit nie, jy mag nie dat nie, jy moet hier volgens lewe. Dis ongelukkig, jy kan nie, dis jou broodresep. Afsluiting, het jy al gestaan voor 'n prediker wat kom soos 'n lam, maar hy's 'n skaap in wolfsklere? Wie van julle het al in kerke seer gekry? Dit is nie ware godsdiens nie, om willens en wetens onbybelse leerstellings in God se naam te verkondig nie. Jy doen sy naam oneer aan. Jy maak van jouself 'n god en jy is nie 'n god nie, jy moet die woord gebruik. Om dit te doen is eerder 'n vorm van rebellie. Dit geld vir alles wat ons in sy naam doen. Die pleit van Jesus se bloed is 'n goeie voorbeeld van hoe dwaalleer in die kerk binne gedring is en het tot watter mate valse leerstellings deel van die Bybelse Christendom geword het. Net so Sondagaanbidding, 'n songod aanbidding. Dis vir jare het ons in die Sondagskool gesit. Ons is aangeneem en voorgestel. Al wat jy doen is, jy vra maar as ek dit gedoen het, vra vir Vader, hy het onkunde het jy gedoen en hy vergewe jou volgens 1 Johannes 1 vers 9. Sou jy sterf daarin, sal Vader se genade vir jou daar wees om te weet, jy het dit nie geweet nie. Hy's 'n God van genade. Want hy sê, ek kom vir jou hart. Jy het dalk werklik in daai kerk gestaan en Vader se naam groot gemaak en gereg opreg gebid en alles. Jy kan nie help wat die prediker voorverkondig nie. Dis hy wat met bloed in sy hande gaan staan. Andy Stanley, een sodanige megakerkleier, verwerp 'n fak op sy webwerf dat die konsep van 'n Christendom wat op die Bybel as enigste fondasie van hulle geloof staat maak. Maar vir enige ware herlewing om plaas te vind, moet daar nie slegs die skrif teruggegee word, die korrekte Bybelse leerstellings verkondig word. Anders is dit nie 'n herlewing nie, maar eerder 'n grootskaalse afval. Die afval gaan weer kom en die afval is hier. Toe ek van die afval gepraat het, het gesê die afval kom, die afval is hier. Die een wêreldorde is hier. Ons is in dit in. Ons is in dit in. Werklike herlewing kan nie van die korrekte Bybelse leerstellings geskei word nie. En om hierdie rede is mense soos Andy Stanley en ander soos hy so gewild. So hulle is vreeslik gewild. En jy het nou genoem van 'n vrou wat 'n Bybel geskryf het. Wees versigtig wat daarin staan. Ek noem nie name nie. Ek probeer hierdie jaar nie name noem nie, maar ewen die 33 Bybel is goed uitgelaat. So wat moet jy op vertrou? Ware Heilige Gees om jou te lei in alle krag en waarheid. In kontras daarmee sien ons eerder hoe Bybelse profesie voor ons eie oë vervulling gaan, naamlik. Kom ons kyk wat gaan in vervulling, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leerlinge en leerstellings van die duiwel sal aanhang. So ons moet net versigtig wees. Weet jy, 'n dom mens vra nie. 'n slim mens vra. En as dit teenstrydig met jou Bybel is, soos hulle vir my gesê het, jy mag drank gebruik, sê ek nee, waar staan dit? Baie van ons het nog geliefdes wat nog hier en daar hulle drankie drink, maar hulle weet presies hoe ek daaroor voel en oor jy daaroor voel en goed. Jy kan dit nie goed praat nie. Maar ons lewe in 'n gebroke wêreld en ons probeer altyd nie om te oordeel nie, maar om eerder te sê, weet jy, kom ek wys jou, dit is verkeerd. Kom ek wys jou. 2 Timoteus 4:3, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leerstellings nie sal verdra nie,
So hulle gaan die gesonde leerstelsels, hulle gaan ons nie verdra nie, hulle gaan soos Stefanus ons met klippe dood wil gooi, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars versamel volgens hulle eie begeerlikhede. Die dominee wat saam met hulle sit, keer die sonde goed solank hulle net Sondag in die kerk sit. My boetie, moenie worry nie, kuier klein Woensdag, Saterdag is klein Saterdag, kuier maar naweek, drink, slat jou vrou, wees net Sondag in die kerk. Moenie worry nie, dan is jy hemel toe, moenie worry nie. Onthou, Elohim kan nie van sy woord die Bybel geskei word nie. Jesaja 55 vers 11, hy kan nie teen die woord gaan nie. Hy kan nie. Indien 'n persoon willens en wetens al valse leerstellings vashou of sodanige leerstellings ondersteun, dan is daardie persoon in rebellie teenoor God en werk in effek saam met die duiwel. Hy werk effektief saam met die duiwel. Ons kan verwag dat die Satan toenemend van hierdie sogenaamde Christelike beweging gebruik gemaak om ware gelowiges te bring en hulle te vervolg. So ons gaan 'n bietjie vervolging kry, so daarom sê ek nie vir julle gaan nie gedood word nie. Ware gelowiges kan toenemend vervolging verwag, nie wêreldwyd herlewing nie. Die pleit van Jesus se bloed is een van so valse leerstellings wat die fokus van Christus afhaal en dit op 'n mantra fokus en sal enige gelowiges aanraai om hierdie valse leerstelling heeltemal te vermy. En laastens, ons kan nie beweer dat ons Jahwe liefhet en op dieselfde oomblik nie sy woord eer nie. Amen. Prys Abba Vader, dit was 'n harde woord en ek moes baie verduidelik het, maar my gebed is voor ek afsluit is dat Vader vir julle deur wysheid, insig en krag dit vir julle sal gee wanneer julle hierdie weer deurgaan, want glo vir my na die 7de keer dan raak alles vir jou baie meer duideliker. So ek wil vir julle vra om hierdie regtig te gaan deurwerk en dat Vader vir julle alle leiding deur Heilige Gees sal gee. Amen.